Stap 1. Besluit presies wat jy wil hê en besit dit ten volle. So as jy werklik suksesvol lok deur die wet van aantrekking te gebruik, begin dit alles met een kragtige besluit wat jy moet neem as persoon. Besluit presies wat jy wil hê en besit dit ten volle. Jy kan nie jou drome aan blote toeval of geluk oorlaat nie, en jy kan nie op sukses hoop deur vaag te wees oor jou doelwit of droom nie. Jou verstand of brein wat jy het helderheid nodig. Jy weet, die heelal reageer op sekerheid. Jy moet met jouself gaan sit by 'n tafel met 'n pen en papier of jou boekie wat jy het en eerlik dink oor jou doelwit of jou droom en dit in woorde stel wat jy werklik wil hê. Nie wat iemand anders vir jou gesê het en wat jy dalk moet hê nie. Nie wat jy dink maklik sou wees nie en ook nie definitief nie wat jou vriende vir jou besluit of jou man en vrou of jou kinders nie, maar waarvoor jou hart brand en jy oor droom. Wat jou siel weet is reg vir jou en wat jy glo vir jou bedoel is. Wanneer jy besluit het en dit duidelik maak vir jouself deur dit op daai papier neer te skryf of in daai boekie van jou, verander dit iets binne in jou, dit roer iets, dit maak energie in jou los en dit sit fokus in jou beweging. Die meeste mense neem nooit daai tyd om te besluit wat hulle regtig wil hê nie. Hulle dwaal in hulle drome, hulle wens en hulle hoop, maar hulle stel nooit doelwitte op vir hulle lewe deur te sê, dit is wat ek wil hê en ek gaan dit kry nie. Sukses behoort nie aan die wat terloops net sukses bereik nie. Sukses behoort aan die wat met hulle hele hart en verstand kies. Jy en net jy moet eienaarskap van daardie besluit neem. Jy kan nie vandag 'n swak besluit neem en môre daaraan twyfel nie, en jy kan nie sê jy wil suksesvol wees en dan jouself bevraagteken wanneer dinge moeilik raak nie. Eienaarskap beteken om vas te staan. Dit beteken om die visie te hê wat jy met 2 hande vashou. Maak nie saak hoe moeilik die pad raak nie. Dit beteken om jouself te glo, selfs wanneer niemand anders dit doen nie. En dit beteken om jou droom met trots te dra, asof dit reeds gedoen is. Dit moet in jou gedagtes soos 'n rolprent afspeel, waar jy dit sien dat dit klaar bereik is, waar jy dit klaar gedoen het. Jy moet dit kan voel en jy moet dit kan sien en dit hoor. Maak dit deel van jou sintuie. Wanneer jy soggens wakker word, behoort jy reeds die sukses te proe waarna jy werk. En wanneer jy saans gaan slaap, behoort jy die bevrediging te voel van nog 'n dag wat nader aan jou droom gekom het. Jy moet dit binne in jou as persoon 'n mens werklik maak, voordat dit ooit buite werklik kan word. Die meeste mense is half toegewyd. Hulle sê hulle wil verandering hê, maar hulle hou aan dieselfde dinge te doen. En hulle sê hulle wil sukses hê, maar hulle koester twyfel. Hulle vrees en hulle om verneder te word deur hulle familie of vriende, of hulle vind afleiding op ander vorms van media, wat ure van hulle tyd steel en visueel hulle verlei met hoe ander vir hulle sê hulle lewe moet lyk, of jou motiveer vir 'n stem, of 'n thumbs up, of 'n thumbs down op media wat voor jou uitspeel, en ek was alselfs daar, maar ek moes leer om uit dit te kom. Jy weet, daai speling in jou hand is nogal redelike, hy het 'n tipe krag, en jy moet weet hoe om dit te verower. Jy weet, toewyding lei tot resultate, en as jy die volle beloning wil hê, moet jy 'n volle toewyding maak. Besluit wat jy wil hê en bou dan jou lewe daarom. Sukses kom nie net terloops wanneer jy dit wens nie. Dit kom van diep, toegewyde besluitneming binne in jou. Jy kan nie toelaat dat jou drome vaag wees nie. As jy idees het wat in jou gedagtes ronddryf, skryf hulle eerder neer. Wees baie spesifiek wat daai droom of drome is vir jou. En vra jouself, jy weet, hoeveel wil ek as persoon verdien, wat vir my sukses beteken? Is dit R5, is dit R10,000, is dit R80,000 of selfs R180,000? Jy weet, watter soort besigheid of werk wil ek hê? En watter soort liggambou wil ek hê? Jy weet, wil ek lyk soos Arnold, spiertier, of baie atleties? Watter soort verhoudings wil ek hê met mense om my by die huis en by my werk of besigheid? Hoe moet jou oggende voel of die einde van die dag as jou lewe van sukses begin uitgeleef word? Watter soort energie wil jy deur jou dag dra en voel? Laat dit vandag begin uitspeel wanneer jy jou drome besig is om neer te skryf.
Jy gaan begin sien dat jy gaan begin anders loop wanneer jy die regte visie het. Jy gaan begin anders praat. Jy gaan begin om jouself te dra met 'n stil vertroue, want jy weet waarheen jy op pad is. Selfs al twyfel ander oor 'n doelwit wat jy jaag, skrik dit jou nie af nie. Selfs al staar jy terugslaan in die gesig, bly jy gewortel in jou doel, want dit is joune. Selfs al is jou vordering stadig, bly jy standvastig, want jy het jou besluit geneem en jy draai nie om nie. Jy moet nie wag vir toestemming van jou man of jou vrou of vriende af nie. Dis nie 'n like soos op Facebook of op ander sosiale platform nie. Dis jou lewe wat jy hiermee speel. Jy moet ophou wag vir iemand om vir jou te sê, dis reg om jou drome na te jaag, want jy wil dit hê. Hou op vra of jy goed genoeg is, slim genoeg is, talentvol genoeg is. Besluit dat jy is. Besluit dat jy kan. Besluit dat jy sal. Daardie eenvoudige verskywing in jou denke verander alles. Dit beweeg jou van hoop na ek weet ek kan, van wens na optrede. Jy voel jou emosies en gemoed versterk. Jy kan nie net aan jou doelwitte dink nie, jy moet hulle voel. Jy moet die opwinding in jou begin voel broei. Die dankbaarheid wys dat jy die regte rigting het in dit wat jy op daai papier of boekie of as kontrak met jouself gesluit het. Die vreugde moet jy begin sien en voel van wat in jou lewe kom, wat jou siel aanwakker. Wanneer jy die emosie voel, laai jy jou drome met energie en daardie energie beweeg uit die wêreld. Dit trek die mense en die hulpbronne en die idees aan wat jy nodig het. Dis daarom jouself so volledig in lyn te bring met wat jy wil hê, dat jou gedagtes geleenthede begin raak sien wat jy voorheen sou gemis het. Jou energie lok die regte gesprekke en jou selfvertroue nooi die regte mense uit. Jou volharding maak die onmoontlike moontlik, maar dit begin alles met daardie besluit wat jy as persoon neem, wat jy wil hê en besit ten volle. As jy rondgedwaal het, stop. Vat 'n stukkie papier en pen en gaan sit langs daai tafel van jou. Vra jouself af, wat wil ek hê? Nie wat ander wil beïndruk of sal beïndruk nie, nie wat goed klink nie, en nie wat veilig lyk nie. Weet, wat wil ek werklik vir my lewe hê? As jy enige soort lewe kon lei, hoe sou dit lyk? Hoe sou dit voel om daardie visie ten volle te besit? Moet nie klein droom om in te pas by die verwagtinge van ander rondom jou nie. Hou op om jou drome af te water om hulle meer gemaklik te maak. Ons het hierdie neiging van ons brein wat altyd die maklike pad wil volg, probeer te kyk hoe jy weg kan breek van dit. Hou op om verskonings te vra wat jy meer wil hê. Jy het die reg om 'n lewe te bou wat jou opgewonde maak. Jy het die reg om groot drome na te jaag. Jy het die reg om te lewe en te ontwerp wat goed voel en om jou wakker te word. Soms sal jy vrees in die gesig staar. Dis normaal. Ek het dit alself baie beleef en in my lewe deurgeloop en ek loop dit tot vandag toe nog steeds deur. Wat ek wel geleer het by my mentor is dat vrees beteken nie jy is op die verkeerde pad nie. Vrees verskyn dikwels net voordat jy in 'n groter weergawe van jouself ingaan of ingaan beweeg. Wat ek vir jou kan sê vandag is, voel die vrees en doen dit in elk geval. Voel die twyfel en beweeg in elk geval vorentoe. Voel die ongemak van groei en omarm dit. Dis hoe jy die persoon word wat sukses kan vashou. Jy vra daarvoor in jou woorde wat jy voor jou geskryf het en lê op daai stukkie papier daar op daai tafel of in jou dagboekie. Jy moet jouself vertrou. Vertrou dat as jy dit wil hê, jy dit kan kry. Vertrou dat jy in staat is om te leer wat jy nodig het. Vertrou dat jy sterk genoeg is om aan jouself te kan bou en aan te hou. Vertrou dat elke terugslag jou voorberei vir die deurbraak wat jy gaan maak. Sukses is reeds op pad na jou toe, solank jy die koers bly. Dis maklik om in 'n struik van vergelyking te trap soos ek nou genoem het reg in die begin. En dis maklik om rond te kyk en te dink iemand anders het dit makliker as ek. Of hulle kry dit net vinniger, maar weet jy wat? Jou reis van sukses behaal is jou eie.
Jou tydsberekening om daar uit te kom is jou eie. Iemand anders se sukses is nie jou mislukking nie. Hulle storie is nie jou storie nie. Bly gefokus op jou pad. Hou jou energie gerig op wat jou bou. Neem klein aksies elke dag, net soos daai spier wat jy oefen. Sukses gaan nie oor een reuse sprong nie. Dit gaan oor klein tree wat jy neem dag vir dag. Dit gaan daaroor om elke oggend te besluit dat jy in lyn gaan wees met jou visie. Daai visie wat jy nou gaan plak op jou spieël of op jou muur wat jy daar neergeskryf het op daai tafel. Maak nie saak wat die wêreld na jou gooi nie. Dit gaan daaroor om te weier om op te gee wanneer dinge ongemaklik raak of wanneer vordering stadig klink. Ja, daar gaan daar wees wat jy moeg voel. En ja, daar sal daar wees wat jy mismoedig voel. Dis deel van die reis na jou sukses. Sukses beteken nie dat jy net twyfel of uitputting voel nie. Dit beteken dat jy in elk geval aanhou opdaag. Al twyfel jy of voel jy gedaan. Dit beteken dat jy onthou hoekom jy begin het. Dit beteken dat jy weer met daardie oorspronklike besluit verbind en krag daaruit trek om aan te gaan. Hierdie was stap 1. Klik op die link vir stap 2.